Goeiemôre gemeente. Ek sien aan, daar is hy. Kom ons kyk net na die week se afkondigings wat voor lê. Okay, so ons het Paasoggend vandag. Ja, môre is daar nou nie Bybelstudie of kinderkraas of junior en senior katekese nie. Daar sal wel Woensdag koffiehuis wees en dan vroue bid hier Donderdag. En dan volgende Sondag het ons weer 10 oggenddiens en dan al boutediens by op sekonde. Dan die verjaarsdag, vandag is dit Jan Hofman, môre is dit Daan Holzhausen, en dan Woensdag is dit Rex Brand Junior, Piet Maree en dan Nadine Venter, en dan Donderdag is dit Bokse Prinstoe, en dan Vrydag is dit Gerrit se weer. En dan die huweliksherdenkings is dit vandag, môre, die 6de is dit Denny en Linda die Bison, wat 35 jaar getrouwd is, en dan een Betty Greer, wat 52 jaar getrouwd is. Dan Vrydag is dit Daan en Amel Holzhausen, wat 16 jaar getrouwd is, en Helmut en Cindy Bossel, wat 17 jaar getrouwd is, en dan ook Wilfred en Elsie Versveld, wat 46 jaar getrouwd is. Ons gevriende mense, lekker aan die klap, ons by die Here se steun, net vir julle toe. Dan is ons kosmos, hy is so klein bietjie verander, die nuwe afkondigings sal weer gaan, maar ons koop nog steeds asseblief, ons gaan 'n kosmosstalletjie by Kosmos 'n stalletjie met biltong en met droëwors en met chili bites en dan ook met so biltong so saatie. Ons kort daar ook enige, as jy daar kan help met 'n kontant bydra of vleis bydra asseblief, kontak vir Adrie, kontak vir Tana en dan weet waar kan jy moontlik help asseblief daarvoor. Dan lief en leer, dan dink ons maar net aan Rolien en Deje wat swanger is, ons is baie bly vir, ek sê nou, is nou nie vanmôre hier nie, maar ons vier dit saam met hulle, en ja, dan sê ons ook maar net dankie vir Liesel vir die mooi maak vir die kerk, wat ook so, baie dankie ook al vir my, zwaar weer. Nou moet jy my weer lief hê en huis toe vat. Hoeveel word jy so rooi? En dit is al wat ek op hierdie stadium het, kom ons word net vir 'n oomblik rustig, dan sal ons die Here loof en prys. In this time of desperation, all we know is doubt and fear. There is only one foundation. We believe. Generation, the wall is dark.
Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vandag vier ons nie net 'n leë graf nie, maar 'n lewende Here wat elkeen van ons roep. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die lewende Here Jesus Christus. Hy wat die graf agtergelaat het, hy wat deur die donker breek, hy wat jou trane sien, hy wat jou op jou naam roep. Hy wat jou soek wanneer jy nog soek. Hy wat naby kom wanneer jy dink hy is weg. Hy wat lewe bring daar waar hy leegheid sien. Mag sy opstandingskrag jou hart vandag opnuut maak. Jou oë oopmaak om hom raak te sien en jou ore oopmaak om jou naam uit sy mond te hoor. Genade en vrede vir elkeen van julle. Liewe gemeente, ons skriflesing vanmôre kom uit Johannes 20. En as u Bybels hier het, is u meer as welkom saam by daarin te blaai. Johannes 20 vanaf vers 11. Die opskrif daar is: Jesus verskyn aan Maria Magdalene. Johannes 20 vanaf vers 11. Maar voordat ons sy woord van die Here lees, kom ons buig ons hoofde. Almagtige God en hemelse Vader, U wat was en is en vir ewig sal wees, mag U naam geloof en geprys word. Nie eers die dood kon U vashou nie, maar U die dood gebreek, U die sonde gebreek en U leef. En daarom loof en prys ons U naam vanmôre, want U leef en U leef in ons en U leef tussen ons, U leef. En daarom kan ons sing, daarom mag ons sing en daarom mag ons bly wees. Want U is nie dood nie, maar U leef. Here, ons wil vanmôre deur die woord ook hoor wat U vir elkeen van ons sê. Maak dus hierdie woord lewend in ons harte, lewend in ons gedagtes en mag ons anders nie uitstap as wat ons hier ingestap het. Want ons dien U en U is die lewende, opgestaande Here en ons loof en ons prys U in Jesus naam alleen. Amen. Johannes 20 vanaf vers 11 tot 18. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk.
Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar gesien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. En dan die wonderlike, Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê vir hom in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Tot sover in die woord van die Here. Hy leef. Hoe kosbaar is daai woorde, en mag ons dit meer sê en meer uitleef. Ek wil hê ons moet vanmôre vir 'n splitse oomblik dink aan die mense wat na aan Jesus was by sy kruisiging en in sy lewe. Die mense wat hom gevolg het. Sy disippels, maar veral ook die vroue en veral ook Maria Magdalena wat by hom was omtrent van die begin van sy bediening tot die einde. Onthou, hierdie is nie Maria sy ma nie. Hierdie is Maria Magdalena. Dit was 'n vrou wat Jesus bose geeste uitgedryf het en van die begin af het sy vir Jesus gevolg. En ons lees ook daar waar Jesus gekruisig is, daar was Maria Magdalena ook. So sy het alles beleef. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net jouself in haar skoene sit. Sy wat sy alles moes beleef het. Sy het gesien hoe hulle vir Jesus geslaan het, hoe bloed oor sy hele lyf geloop het. Hulle het gesien hoe hy sy laaste asem uitblaas. Hierdie mense se harte was seer, stikkend, leeg. Die trauma wat hulle deel was, sou vir hulle moeilik gewees het om te verwerk. Vir wie sou dit nie wees nie? Hulle was net blote mense. So hulle sou hiermee soeg en sweet. En hierdie trauma sal dalk totdat hulle sukkel om heeltemal nugter te dink. Ons sien dat Maria vroeg die Sondagmôre graf toe was. In Johannes 20 vers 1 lees ons, die Sondagmôre vroeg, toe dit ook dan donker was, kom Maria Magdalena by die graf. En dit word bepaal dat sy tussen die oggend 3 uur en 6 uur die oggend na die graf toe was. So dit was nog pikstuk donker regom haar. Maar nie net regom haar was dit donker nie, maar ook binne haar was dit donker. Want sy het iemand waarvoor sy baie lief was, het sy verloor. Sy het waarskynlik die afgelope tyd, van die Vrydag af nie baie geslaap nie. Mens kan net dink, alles wat sy gesien het, wat sy moes deurloop, en besluit toe, daai oggend vroeg, om na Jesus toe te gaan, om na die graf toe te loop, om eer te betoon aan die persoon wat sy lief gehad het. En op daardie manier, dalk so bietjie vrede te kry. Dit wat sy egter sien, is nie iets wat haar rustig maak nie. Inteendeel, dis iets wat haar bitterlik laat huil. Want toe sy by die graf kom, sien sy dat die klip van die graf af weggerol is. Die graf is leeg. Haar geliefde Jesus is nie meer daar nie. Net soos haar hart leeg is die graf ook nou voor haar leeg. Ons lees dan, wat ons môre gelees het vanaf vers 11, maar Maria het buite die graf bly staan en huil. En hier is die mees natuurlikste ding wat daar is om te doen.
Sy het iemand verloor en nou is hierdie persoon ook nie meer daar nie. Sy lijk is nie meer daar nie. Daar waar sy 'n bietjie vrede wou vind, daar is dit nie daar nie. Sy het al hierdie lyding die afgelope tyd beleef en nou is Jesus se lijk ook gesteel. Sy huil want dit is die mees natuurlikste ding om te doen. Sy huil want sy's hartseer, maar sy huil ook omdat dit nie is hoe dit veronderstel is om te wees. Sy huil ook omdat dinge net nie pleis is nie. Waar is Jesus se liggaam? Sy verstaan nie wat sy sien. As sy wel terwyl sy huil binne die graf inkyk, sien sy dat daar 2 engele sit waar Jesus se lijk veronderstel is om te lê. Die 2 vra haar toe, hulle vra haar toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? En sy kon dink dat hierdie is 'n redelike dom vraag. Dis net so goed, ek stap verby in die begrafplaas in en daar's 'n oop graf en daar staan mense om en laat huil en ek stap na hulle toe en ek vra vir hulle, hoekom huil jy? Hoekom? Dis hoe Maria hierdie sou ervaar het, teen. Dis half 'n oomblik, ek staan by 'n graf vir iemand wat ek lief het en dan sou kom ek huil. Dis die natuurlikste ding. Dis vanselfsprekend. Maar wat ons moet besef is, die engele vra nie hierdie om onnodig te wees nie. Hulle vra dit want hulle besef en weet iets wat Maria vergeet het. In die Lukas Evangelie stel hulle dit so mooi as die engele vir die vroue in die Lukas Evangelie sê hulle was nie net Maria nie, daar was ander vroue ook by haar. Vra die engele vir Maria hulle die volgende: die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne, die engele vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Want julle besien, die engele het iets geweet wat Maria vergeet het. Dat Jesus het gesê, na 3 dae sal ek opstaan. Na 3 dae sal ek opstaan uit die dood. Maar Maria het met haar menslike oë gesoek na Jesus en nie onthou wat Jesus vir haar gesê het nie. Sy het vergeet om met haar geestelike oë te kyk en te onthou. En ons sien iets daarvan aan haar antwoord as hierdie engele vir haar vra, maar hoekom huil jy? Sê sy vir hulle in vers 13, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Sy soek die liggaam en lyk en kry niks. Want sy soek na die verkeerde ding. In plaas van om te soek na die lewende Here, soek sy 'n lijk. As Maria dan klaar met hierdie mense gepraat het, draai sy om en ons lees, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet, dis hy nie. En nou kan ons baie spekuleer, hoekom het sy nie geweet, dis Jesus nie, en daar's baie teorieë hieroor, daar's omdat hy in sy opgestaande liggaam daar was en. Ek dink 2 goed. Ek dink sy was bitterlik hartseer, en as sy bes baie gehuil het, sukkel jy om te sien deur jou oogies wat klaar gehuil is. En 'n tweede ding, sy het nie verwag dat Jesus daar voor haar gaan staan. Sy het nie verwag dat dit hy is. Sy het verwag om Jesus as lijk te kry. Sy het gesoek na iets wat dood is, nie 'n lewende wat voor haar staan nie. Sy soek 'n lijk en nie na hom wat leef nie. Sy soek na die verkeerde ding. En dan herhaal Jesus hierdie dom vraag, soos die engele in vers 15, as hy vir haar vra. Jesus vra te vra, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? En hy vra dit vir dieselfde rede as hoekom die engele vir haar dit gevra het. Want hulle wil hê, sy moet klik, sy moet besef, maar Jesus het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. Maar sy besef dit nie. Daar's net nie 'n manier dat sy dit besef nie. Uit haar vleeslikheid en baie desperaat, antwoord sy Jesus wat sy gedink het die tuinopsigter is, met die volgende woorde: Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar ek u hom begrawe, en ek sal hom daar gaan haal. Sy soek iemand om te blameer.
Sy soek 'n skuldige, sy soek 'n menslike verduideliking. Daarom as sy met die engele praat, antwoord sy, iemand het Jesus gevat. As Jesus haar vra, word sy nog meer desperaat en sy sê, meneer, as jy hom gevat het, sê vir my, wat het jy met hom gedoen? Ek sal hom gaan kry. Ons kan half die desperaatheid in haar stem hoor. Sy wil so graag net hierdie Jesus sien. Net die laaste keer. Geduldig verander Jesus dan die hele trant van die storie met een woord. Net een woord en die donker word lig. Trane word 'n glimlag. Seer word genees. Nie 'n preek nie, nie 'n verduideliking nie, nie 'n wonderwerk nie, net haar naam. Jesus het vir haar gesê, Maria. Maria. Dis in daardie oomblik waar haar vleeslike oë verander in geestelike. Want haar opinie word nie verander deur wat sy sien nie, maar deur wat sy hoor. Romeine praat ook daarvan, van dit wat ons hoor, as dit sê in Romeine 10 vers 7, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Maria het gedink, sy het alles verloor, maar toe hoor sy haar naam, en dit verander alles. Miskien is jy ook vandag hier, en jou hart voel donker, jou hart is dalk seer. Miskien soek jy ook vanmôre, en Jesus sê vandag ook nie vir jou baie nie, maar hy roep jou op jou naam. Hy roep elkeen van ons op ons naam en hy sê, kom na my. Hoe baie keer is ons die Maria wat antwoorde soek tussen die dooies. Dat ons 'n lewende oplossing soek in dooie dinge. Dat ons soms moeg en moedeloos is en ons probeer ons dooie goed soos drank en dwelm, TV kyk en kos, daar binne ons oplossing soek. Dat wanneer ons hartseer is, dat ons 'n oplossing soek in selfhelp boeke en goedkoop oplossings en soms hartseer alternatiewe. Soms soek ons dit tot in ons godsdiens. Ons kom kerk toe, ons sing die regte liedjies, ons gee Sondagskool, ons dien op die kerkraad, ons kom Sondagskool toe na 'n soeker om hierdie seer te masker. Maar sonder 'n verhouding met die lewende Here, gaan ons bly soek tussen die dooie goed vir 'n lewende oplossing. En dalk voel jy ook vandag soos die engele, as ek vir jou vra, hoekom huil jy? Dan kan jy ook vir my sê, Leon, het jy my lewe gesien? Het jy gesien wat gaan aan my lewe? Het jy gesien wat het ek al alles verloor? Sien jy wat om ons aangaan? Sien jy die oorlog? Sien jy die back and close hier? Sien jy al hierdie ekonomiese moeilikhede? Sien jy my huwelik? Sien jy my verslawing? Sien jy al hierdie stikkend wat ek dra? Dan kan jy dalk vir my dink, weet hierdie dominee dan niks wat aangaan nie? Maar hulle vra dit ook vir jou. En ek vra dit ook vir jou en vir myself vanmôre. Want jy het waarskynlik ook vergeet. Jesus is nie dood nie. Hy leef. Hy leef en hy leef in jou, by jou en om jou. Hoor vandag duidelik. En daarom kan ons vrede hê, soos Jesus vir Maria op haar naam noem hy my en jou ook op ons naam. En ons moet besef dat hy leef. En hy leef nie net nie, maar hy wil in 'n verhouding met my en jou staan. Hy sê vir elkeen van ons, kom na my toe. Gaan dit dinge beter maak as ek hierdie weet en besef? Waarskynlik nie. Waarskynlik gaan dit nie net soos dit, al die probleme en die seer wat in my lewe is, verander nie. Maar daar's sekere goed wat ons wel vandag kan besef. So 4 van hulle het ek hier. Daar's baie meer, maar ek noem vanmôre net 4.
Eerstens, dat omdat hy leef, hy die een is wat sy beloftes hou, want hy tog altyd gesê hy sal opstaan. En omdat hy by sy beloftes hou, is hy 'n betroubare God. En omdat hy betroubaar is aan sy woord, staan daar in elke bladsy omtrent van daai boek. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar hou moed. Ek is by jou en ek sal jou nooit alleen los nie. Dis maar net een van vele beloftes. Tweedens, omdat hy leef, beteken dit, ek dien 'n lewende God. Nie 'n beeld of 'n gedagte nie, maar 'n lewende Jesus wat nooit sal sterf nie. Derdens, omdat hy leef, beteken dit hy die dood oorwin, en die dood, die slegste ding wat met my kan gebeur, is oorwin. En daardeur is die sonde ook oorwin. En het sonde nie meer 'n houvas op my nie, maar word ek, soos wat ek Vrydag gesê het, van 'n slaaf van sonde tot 'n kind van God, want sonde het nie meer 'n houvas op my nie. En dan vierdens, omdat hy leef, mag ek dit nie vir myself hou nie, maar moet die wêreld dit weet en dit hoor en dit beleef. As hulle na my kyk, moet hulle besef, ek dien 'n lewendige God. Jesus staan vanmôre voor my en jou. En hy wil half sy hande so voor ons oop klap en sê, kom nou, ek leef, so jy kan ook leef. Ek leef so niks moet jou keer nie. Ek leef so gaan vertel dit vir almal. Want dit is ek wat Jesus ook vir Maria gesê het. Jesus sê toe vir haar vers 17, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, gaan vertel vir hulle, ek leef. En omdat ek leef, beteken dit jy kan leef en ten volle. So hoor vandag, terwyl ons dalk nog huil oor wat Vrydag gebeur het. Hoor vandag, terwyl ons nog huil oor wat in ons lewe gebeur. Hoor vandag duidelik en sonder twyfel, dat hy roep jou op jou naam, en hy sê vir jou, ek leef. So hoor, as hy vandag jou naam noem, nie as iemand wat dood is nie, nie as iemand wat ver is nie, nie as iemand wat van jou vergeet het nie, maar die lewende Jesus, wat die dood nie kan vashou nie, leef by jou, tussen jou, en dis met jou. Amen. Here, dankie dat ons U naam kan loof en prys, want U leef. U is die opgestane Here, en daarom kan ons U naam loof en prys. Dankie Here vir U goedheid, dankie vir U guns, en dankie dat U opgestaan het en daardeur dit vir ons moontlik gemaak het om ten volle te leef. Sonder die vrees vir die dood, want die dood het nie meer 'n houvas op ons nie. Sonder 'n vrees vir ons sonde, want die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. U het elke ketting wat ons vasgebind het, het U aan daai kruis gebreek en U het opgestaan en U leef. Maak dit vir ons 'n werklikheid. Maak dit vir ons dat ons besef, ons hoef nie te huil nie. En hy maak ons vleeslike oë toe en maak ons geestelike oë oop om te sien dat U leef. Plant in ons 'n begeerte, laat dit nie net by ons sal bly nie, en mag ons dit uitdra waar ook al ons gaan. Ons Jesus leef. Here, mag ons dit verkondig tot die uithoeke van die wêreld. In Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, ek wil hê ons moet staan en saam die geloofsbelijdenis opsê, want ek dink dit vat iets van hierdie 3 dae saam. So kom ons staan asseblief. Ja, sal ek voorgaan vir ons. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en der helle neergedaal het, wat die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes. Here, dankie dat ons 'n deel van onsself na aan U kon gee, maar neem asseblief alles van ons. Dankie vir U liefde en U genade. In Jesus naam alleen. Amen. En omdat hy leef, kan ons nou saam sing die oorwinningslied, want hy het die dood oorwin. Kom ons staan na eindig ons met 'n stop.
seën en jou beskerm. Hy sal jou op jou naam roep en vir jou oorvloedige lewe gee. Amen. Dag en lekker